Welkom by deel 2 van my bespreking oor die wegraping. Voordat ons met die nuwe skrifgedeeltes begin, wil ek net vinnig teruggaan na Matteus 24 vers 29 en 30. Dis waar Jesus aan die woord staan en nadat die disippels hom gevra het oor die tekens van die eindtye, soos altyd gaan lees weer die hele hoofstuk om die konteks te kry. Maar ek lees vir julle vers 29 en 30, dit kan nie duideliker wees as wat Jesus dit hier gestel het nie. Jesus sê kort na die verdrukking, dit is die 7 jaar verdrukking, van daardie tyd sal die son verduister word en die maan sal nie skyn nie. Die sterre sal uit die ruimte val en die kragte van die hemelruim sal ontwrig word. Ek kan ook hierdie gedeeltes gaan vergelyk met Openbaring, boeke, gedeeltes in Openbaring oor die eindtye. Vers 30, dan sal die teken van die seun van die mens in die hemelruim verskyn en al die volke van die aarde sal verslae wees. Hulle sal die seun van die mens op die wolke van die hemel sien kom met groot krag en majesteit. Hierdie is Jesus se wederkoms. Hy profeteer self oor sy wederkoms hierso. Die groot trompet sal weer klink. Ons gaan vandag kom waarskynlik by een van die versgedeeltes waar Paulus praat oor die groot trompet of die laaste trompet soos wat hy dit noem. En hy, dis Jesus, sal sy engele uitstuur om sy uitverkorenes bymekaar te maak uit die 4 windstreke van elke uithoek van die aarde af. Dis baie duidelik om te sien, Jesus praat hierso van 'n tyd aan die einde van die groot verdrukking, dan kom sy wederkoms, en dan soos wat hy terugkom met sy wederkoms, maak hy die uitverkorenes bymekaar. So dit sê baie duidelik dat die wegraping nie plaasvind voor die verdrukking nie, want vers 29 begin met kort na die verdrukking van daardie tyd. So gaan lees dit mooi en verstaan asseblief wat Jesus gesê het. Dit is nie nodig vir ons om te sit en wag en te wonder watter dag die wegraping gaan plaasvind voor die groot verdrukking nie. Jesus self sê in Matteus 24 vers 29 en 30 dat die wegraping kom na die verdrukking. En dit gaan gepaard met sy wederkoms. Goed, dan kom ons by die skrifgedeeltes van deel 2 van die wegraping, en die eerste een wat ek gaan lees is uit die Evangelie van Johannes, hoofstuk 14, vers 2 en 3. Jesus is weer aan die woord en hy sê, in die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle 'n plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle 'n plek gereed maak, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is, en julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Ek wil teruggaan na vers 3 toe. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem. Dit is baie duidelik dat Jesus ook hierso sê, hy gaan weg. Dit is na sy opvaring na die hemel toe, gaan hy weg, hy gaan die hemel toe, hy gaan by God die Vader wees, hy gaan 'n plek gereed maak, en dan spesifiek die mense wat nog lewe op die aarde tydens die wegraping, gaan hy kom haal en terugneem na hom toe. Ek sal eendag 'n video doen oor waar is die mense wat in die tussentyd dood is. So hulle is in die hemel, hulle is by God, die Christene minstens. Maar dit is baie duidelik dat Jesus ook hierso sê, hy gaan weg, hy gaan 'n plek voorberei vir die Christene om saam met hom te wees,
dan gaan hy terugkom en hy gaan ons kom haal. Dan gaan ons na 1 Korintiërs 15, van vers 50 tot 54. Nou is Paulus aan die woord en hy praat ook oor die wegraping en hy praat met die Korintiërs. Ja, hy moes baie dinge regstel met die Korintiërs want hulle was, lyk vir my heel de mekaar gewees op 'n stadium. As jy die boeke of die briewe van Korintiërs gaan lees van Paulus aan die Korinte, dan sal jy agterkom hy moes baie dinge regstel wat hulle verkeerd geleer is. Vers 51 sê hy, kyk, ek maak 'n geheimenis aan julle bekend, en ek dink die rede hoekom hy sê dis 'n geheimenis is, omdat daar was nie veel te sê oor die wegraping in die eindtye in daai opsig in die Ou Testament nie. So dit was 'n geheimenis wat aan Paulus bekend gemaak is, en hy het dit uit die aard van die saak by God geleer en by Jesus. Hy sê, ek maak aan julle 'n geheimenis bekend. Ons sal nie almal sterwe nie. Nou hier begin hy spesifiek praat oor die wegraping en wat gaan gebeur en hoe gaan dit wees. Hy sê, ons sal nie almal sterf nie, maar ons sal almal verander. By die laaste trompet, nou ja, hierso kom ons nou by die trompet waarvan Paulus praat. Jesus het gepraat van die groot trompet. Paulus noem dit die laaste trompet. In Openbaring kan jy gaan lees van die 7 trompette. Ons sal daarby uitkom in hierdie gedeelte, of as dit te lank raak, dan sal ek 'n deel 3 doen, waar ons bietjie na Openbaring gaan kyk en wat gebeur tydens die laaste trompet. Dis baie interessant. Vers 52, by die laaste trompet sal dit in 'n oomblik, party vertalings praat van 'n oogwink, 'n oogknip. By die laaste trompet sal dit in 'n oomblik, 'n oogknip gebeur, want die trompet sal weer klink, en hier kom iets baie interessants. En die dooies, dis almal wat reeds dood gegaan het, wat nie meer op daai stadium fisies meer leef op die aarde nie, sal as onverganklikes opgewek word. Nou mag jy dalk vra, maar tog hulle is in die hemel. Natuurlik, hulle siel of hulle gees is in die hemel, maar dan God gaan hulle opwek uit die dood uit, hulle liggame gaan opgewek word uit die dood uit. Kom ons lees aan, en ons sal verander word. Vers 53, hierdie verganklike liggaam, hierdie liggame waarin ons is verganklik, hy is tydelik. Dis nie 'n fantastiese liggaam nie, ons almal sukkel met hom. Maar Paulus sê, hierdie verganklike liggaam moet met die onverganklike bekleed word, en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike. Ons kom nou by nog verse wat dit dit verder verduidelik. Selfs die mense wat dan uit die doodheid opgewek word, gaan hierdie nuwe liggame kry, want uit die aard van die saak wil jy nie wees in die liggaam as jy reeds dood is, wat dan nou op die aarde agtergebly het nie. So Paulus sê hierso, in 'n oogwink, en dit is nou wanneer Jesus gesê het, wanneer hy terugkom en hy stuur sy engele uit, dit gaan vinniger gebeur as wat ons kan indink. In daai oomblik gaan ons verander word, gaan jy 'n nuwe liggaam kry, en jy gaan weggeraap word na die hemelruim toe, om Jesus te ontmoet. En ons wat nog lewe op die aarde op daai tyd, en almal wat dood is, vooraf, al die Christene, gaan amper in een oomblik saam opgeraap word om Jesus tegemoet te gaan in die hemel.
Ek lag want dis amper dieselfde tyd, maar Paulus gaan dit later verduidelik wat die volgorde is van hoe dit gaan gebeur. Ons kom dan by Kolossense 3 vers 4. Wanneer Christus, wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Dis maar net 'n bevestiging, 'n ander manier wat Paulus dit skryf en sê, wanneer Jesus terugkom, sal ons saam met hom verskyn. Ons sal saam met hom sigbaar wees in die hemele. Dis 'n wonderlike ding, om te weet dat met Jesus se wederkoms op daai oomblik, gaan ons die ou lewe, die ou liggaam, alles wat verganklik is, gaan ons dit vaarwel roep. En in 'n oogwink gaan ons saam met Jesus wees in die hemelruim. Dis natuurlik bo enigiets wat ons eintlik kan indink. Maar dis net 'n wonderlike ding om te weet en te kan aanvaar as 'n Christen, dat dit is wat gaan gebeur. Ons kom dan by 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18. En Paulus gee hierso 'n verdere verduideliking van wat gaan gebeur en in watter orde dit gaan gebeur. Ons wil hê, broers, dat julle nie onkundig moet wees oor wat met die ontslapenis gaan gebeur nie. So nou begin Paulus praat oor die mense wat reeds dood is met die tyd van Jesus se wederkoms, want net soos wat ons vra het daaroor, het die mense in daai tyd ook vrae gehad oor wat gebeur dan met die dooies. Okay, ons gaan weggeraap word saam met Jesus in die lig, maar wat nou van die wat reeds dood is? So Paulus spreek dit nou aan. Hy sê, ons wil hê dat julle nie onkundig moet wees oor wat met die ontslapenis gaan gebeur nie, dan sal julle ook nie treur nie, soos die ander mense wat geen hoop het nie. Hierdie is 'n belangrike gedeelte vir ons wat mense aan die dood afgestaan het. Veral as dit gelowiges is. Die dood is een van die ergste goed wat gebeur met ons wanneer mense naby ons doodgaan. Dis een van die hartseerste goed, maar Paulus sê dat ons nie moet treur soos die wat nie hoop het nie. Ek dink nie hy probeer sê ons moenie treur nie, ek dink net hy sê ons moenie in dieselfde manier treur nie. Wanneer ons treur oor mense wat ons aan die dood afstaan, dan is dit 'n ander treur. Want ons het hoop. Vers 14, ons glo immers dat Jesus gesterf het, maar ook opgestaan het. Net so glo ons ook dat God saam met Jesus die ontslapenis, dis die mense wat reeds dood is, wat in hom geglo het, na hom toe sal neem. So, ons as Christene glo dat 'n mede-Christen wat dood is, of wat dood gaan, saam met God is. Hoe dit gebeur, en presies wat die omstandighede is, in die teenwoordigheid by God, dit weet ons nog nie heeltemal nie. Ons weet hulle is by God. Vers 15, dit sê ons vir julle op grond van wat die Here gesê het. Ons wat bly lewe tot en met die wederkoms van die Here, sal die ontslapenis hoegenaamd nie voorwees nie. So hy sê so, wanneer Jesus terugkom, sal ons wat nou nog op die aarde lewe daai tyd, ons sal nie die wat reeds dood is vooruitgaan nie, en hy verduidelik dit nou hierso. Vers 16, wanneer die bevel gegee word, en die stem van die aartsengel en die trompet van God weer klink. Die bevel, onthou Jesus het vroeër daar in Matteus 24 daaroor gepraat,
oor die bevel wat hy vir die engele gee, om dan al die uitverkorenes bymekaar te gaan maak. Wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel en die trompet van God weer klink, sal die Here self uit die hemel neerdal. So hierdie is net weer 'n bevestiging van wanneer dit gaan gebeur. Hierdie trompet is die laaste trompet, die 7de een in Openbaring. Dis wanneer die Here self uit die hemel neerdal, dis sy tweede koms, die wederkoms. En dan gee Paulus nou 'n orde hierso. Eerstens, met ander woorde, sal die wat in Christus gesterf het, uit die dood opstaan. Dis natuurlik 'n baie moeilike ding om te verstaan, en ek weet net, ons sal waarskynlik verbaas staan oor wat gaan gebeur en hoe dit gebeur. Maar Paulus sê, wanneer Jesus terugkom met sy wederkoms, die eerste ding wat gebeur is, Christene wat reeds dood is, nie Christene nie, almal wat reeds dood is, gaan opgewek word uit die dood uit. Hy sê, allereers sal die wat in Christus gesterf het uit die dood opstaan, daarna sal ons wat nog lewe, saam met hulle op die wolke weggevoer word. So, die Christene wat dood is, gaan opgewek word, en oomblikke daarna gaan die Christene wat nog leef op die aarde ook opgeraap word, en dan gaan al die Christene saam met Jesus in die hemelruim wees. Ek lees net vers 17 weer van vooraf, daarna sal ons wat nog lewe, saam met hulle, dit is die Christene wat reeds dood was en opgewek is, op die wolke weggevoer word, die lig in, die Here tegemoet, en so sal ons altyd by die Here wees. Dit kan nie meer duidelik wees as wat die Bybel dit sê nie. Aan die eindtye gaan Jesus terugkom. In daai oomblik wat hy terugkom, wat Jesus terugkeer na die aarde toe, gaan al die dooie Christene, fisies dooie Christene opgewek word. Hulle gaan opgeruk word in nuwe liggame in die hemelruim in, en oomblikke daarna gaan al die wat nog leef ook opgeruk word in die hemelruim in na Jesus toe, waar ons dan almal saam gaan wees, saam met Jesus in die lig. Dit is eintlik bizar as ou daaraan dink, maar dit is terselfdertyd fantasties om daaraan te dink. Ons kom dan by 1 Tessalonisense 5 vers 11. En Paulus hou aan skryf oor hierdie tema. Dit is eintlik wonderlik hoe baie inligting daar is oor die wederkoms, en dit is hartseer ook om te sien hoe baie mense dit nie verstaan nie of dit misverstaan. En dit is tog so duidelik in die Bybel. Tessalonisense 5 vers 11 skryf Paulus oor die tyd en omstandighede wanneer hierdie dinge sal gebeur. Is dit nie nodig om aan julle te skryf nie, broers? Julle weet self maar al te goed dat die dag van die Here onverwags kom soos 'n dief in die nag. En ek dink Paulus skryf dit vir die Tessalonisense want hy het dit reeds vir hulle geleer voorheen. So hy sê, oor die tyd en die omstandighede, is dit nie nodig om vir hulle te skryf nie. Hy het reeds vir hulle gesê dat dit onverwags gaan kom. En dis nou hier waar baie Christene sê, ja, maar ons weet nie. Ons weet nie wanneer nie. Ons ken nie die dag en die uur nie. Dis reg, ons ken nie die dag en die uur nie. Maar kom ons lees wat sê Paulus verder. Wanneer die mense sê, wanneer die samelewing gaan sê, alles is rustig en veilig. Dis 'n baie belangrike punt wat baie keer gemis word oor die eindtye en voor die wederkoms van Jesus. Die hele aarde gaan rustig en veilig wees, daar gaan vrede wees oor die hele aarde. Dit is seker een van die belangrikste tekens van die wederkoms. Wanneer die mense sê, alles is rustig en veilig, sal die
ondergang hulle skielik oorval soos geboortepyne van 'n swanger vrou. En niemand sal ontkom nie. Dis die groot verdrukking. So voor die groot verdrukking gaan nou basies wêreldvrede wees. En dan ewe skielik gaan alles begin uitmekaar val. Vers 4, maar broers, julle leef nie in duisternis nie. Die dag sal julle nie soos 'n dief oorval nie. Luister baie mooi, want Christene is baie gretig om die gedeelte te quoteer waar Paulus skryf dit, daai dag sal kom soos 'n dief in die nag. Niemand weet wanneer dit kom nie. So hy het dit klaar gesê, nou sê Paulus die volgende. Hy sê, julle wat Christene is nie soos hulle wat in die duisternis is nie. Die dag sal julle nie soos 'n dief oorval nie. Dis baie duidelik. Daai gedeelte waar hy sê, die eindtye sal kom soos, of Jesus se wederkoms sal kom soos 'n dief in die nag. Hy sê, dis nie van toepassing op julle nie. Dis vir die res van die wêreld, vir die ongereddes, die wat nie glo nie. Maar julle leef nie in die duisternis nie. Die dag sal julle nie soos 'n dief oorval nie. Julle is tog almal mense van die lig, mense van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons wakker bly en nugter wees. Dis 'n fantastiese vers en 'n mens moet van vers 1 tot aan die einde van vers 6 dit lees om die konteks daarvan te kry. Vergeet asseblief van die feit dat dis seker verkeerd om te sê, wanneer daar staan hierdie oor die tyd en die omstandighede, hoef hy nie te skryf nie, die dag van die Here gaan onverwags kom soos 'n dief in die nag. Dis nie van toepassing op ware Christene nie. Paulus is baie duidelik wanneer hy aan die einde van vers 6 kom en hy sê, dis nie vir julle nie. Julle weet, julle behoort te weet wanneer die dag van die Here gaan kom. Kom ons by 2 Tessalonisense 2. En Paulus skryf steeds verder daaroor. En nou broers, wat betref die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Ek het voorheen genoem, en ek sê dit nou weer, die wederkoms van Jesus en die wegraping is 2 gebeurtenisse wat basies in dieselfde tyd gaan gebeur. Die een ding volg op die ander een. Kom ons luister wat Paulus sê. Wat betref die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons hereniging met hom, die tyd wat ons opgeraap gaan word van die aarde af en saam met hom herenig word, het ek 'n ernstige versoek aan julle. Moenie so gou verward raak of van stryd gebring word as iemand vir julle sou sê die dag van die Here is al hier nie. Mens kan net aflei daaruit dat in daai tyd spesifiek was daar mense wat geglo het die terugkoms van Jesus en die wegraping het klaar plaasgevind. Ek dink daar's mense wat dit vandag ook nog glo. Hy sê, of dit nou vir julle gesê word in 'n profetiese uitspraak, of in 'n preek, of in 'n brief, wat sogenaamd van ons afkomstig sou wees. So daar was duidelik mense wat vals profete was, wolwe geklee in skaapsklere, wat onmin wou saai en vals lering wou saai. Mense wat geprofeteer het, of wat gepreek het, of wat selfs briewe geskryf het in die naam van Paulus en gesê het, nee, maar die wederkoms was klaar gewees, julle het die trein gemis.
Hy sê, moenie dit glo nie. Laat niemand julle op watter manier ook al mislei nie. Onthou, Jesus het dit ook gesê. Hy sê, moenie mislei word nie. Die dag van die Here sal nie aanbreek. Luister baie mooi. Die dag van die Here sal nie aanbreek voordat die laaste afvalligheid gekom het en die wettelose mens wat vir die verderf bestem is, sy verskyning gemaak het nie. Hier is twee goed wat Paulus noem, twee tekens wat hy gee, wat moet gebeur voor Jesus se terugkoms en die wegraping. Hy praat van, nommer 1 praat hy van die laaste afvalligheid. Die afvalligheid het betrekking tot mense wat wegdraai van Christendom af. Mense wat voorheen geïdentifiseer het as Christene of gesê het hulle is Christene, maar in die laaste tye gaan daar mense wees wat sê, stel nie meer belang nie. In die laaste tyd gaan daar baie mense wees wat sê, hulle draai weg van Christendom af en hulle doen dit dan ook. Dit is die laaste afvalligheid. Die ander teken, wat seker interessanter is hy praat van die wettelose mens wat vir die verderf bestem is, sy verskyning maak. Dis die antichris. Jy kan maar gaan lees daaroor, dis waarvan Paulus hierso praat. So voordat die laaste afvalligheid nie gebeur nie, en voordat die antichris nie homself bekend maak aan die wêreld nie, gaan Jesus se wederkoms nie gebeur nie. Hy sal hom verset teen al wat God genoem word, of wat as heilig vereer word, en hy sal hom bo hulle verhef. Dit gaan oor die antichris, en die manier hoe hy homself gaan verhoog, bo alles en almal, en veral bo, hy gaan homself verhef bo God, in die sin dat hy gaan homself verklaar as God. Vers 5, onthou julle nie dat ek dit herhaaldelik vir julle gesê het toe ek nog by julle was nie? Paulus klink vir my 'n bietjie geïrriteerd, want hy het al soveel lering gegee vir die Tessalonisense oor die eindtye. En julle weet nou wat hom nog teenhou, sodat hy eers, as dit sy tyd is, sy verskyning sal maak. Paulus praat hierso oor die verskyning van die antichris, en daar's iets wat die verskyning van die antichris teehou. Paulus neem aan sy lesers van daai tyd weet waarvan hy gepraat het, hy moes dit aan hulle verduidelik het. Ons is minder duidelik daaroor. Daar's verskillende opinies oor wat dit is wat keer dat die antichris homself laat verskyn of bekend maak. Maar hy sê, daai ding wat die wettelose een teehou, moet eers uit die weg wees. Dis onduidelik oor wat dit is. Vers 7, die geheime krag van die wetteloosheid is al aan die werk, maar die een wat die wettelose teehou, moet eers uit die weg wees. Vers 8, en dan sal die wettelose self op die toneel verskyn. So laat ek net vinnig daarso stop. So Paulus gee 'n kort opsomming oor dinge wat moet gebeur voordat die wettelose een, die antichris, op die toneel verskyn. Maar as ons teruggaan na hierso van vers 3, sê hy, die dag van die Here sal nie aanbreek voor die laaste afvalligheid gekom het en die wettelose mens sy verskyning gemaak het nie. So die antichris moet eers bekend gemaak word aan die wêreld voor die wederkoms en die wegraping. Maar wanneer die Here Jesus kom,
sal hy hom met die asem uit sy mond verdelg en deur die glans van sy verskyning vernietig. Ons is nog steeds besig met vers 8, maar wanneer die Here Jesus kom, sal hy hom met die asem uit sy mond verdelg en deur die glans van sy verskyning vernietig. Dit is Jesus wat die antichrist gaan vernietig met die asem van sy mond. Daar's 'n skrif in Openbaring wat praat van wanneer Jesus terugkeer, daar 'n swaard uit sy mond gaan kom. Hoe dit presies gaan lyk, weet ek nie, maar die swaard wat uit sy mond kom en die asem uit sy mond is waarskynlik dieselfde ding. En Jesus gaan die antichrist vernietig deur waarskynlik net iets te sê. Deur die asem van sy mond wat die swaard is, die woord wat uit Jesus uit gaan kom. Vers 9, deur die werking van die Satan sal die verskyning van die wettelose een, die antichrist, gepaard gaan met groot magsvertoon en allerlei valstekens en wonders en met gruwelike misleiding van die wat verlore gaan, omdat hulle nie die waarheid lief gehad het en tot hulle redding aanvaar het nie. Dit praat maar net van die antichrist wat in daai tye, in die laaste tye, basies wonders en tekens gaan verrig en dis hoekom die wêreld hom gaan volg, want hy gaan anders wees as enige man wat voorheen geleef het, deur die dinge wat hy sal kan doen. Vers 11, dit is ook waarom God hulle aan die mag van die dwaling oorgee, sodat hulle die leuen sal glo. En so sal almal wat nie die waarheid geglo het nie, maar die ongeregtigheid verkies het, veroordeel word. Goed, dit was 'n mondvol. Maar dit is dan nou wat Paulus te sê het oor die wederkoms en die wegraping. En Paulus is eintlik baie deeglik daaroor. Hy sê genoeg daaroor vir ons om te weet, tussen dit wat Paulus gesê het en dit wat Jesus gesê het, is dit dan vir ons duidelik dat die wederkoms en die wegraping basies een gebeurtenis is, of basies op dieselfde tyd plaasvind, en is ook duidelik dat dit nie voor die groot verdrukking kom nie. Jesus self het dit gesê, Paulus het dit gesê, die antichrist moet eers verskyn, en dan is daar nog 'n skrifgedeelte in Daniël en Openbaring, wat ek dink ek in 'n volgende deel sal doen, die laaste deel, deel 3 van die wegraping, en hoe ons kan weet wanneer dit gaan plaasvind, of wat die omstandighede gaan wees, wanneer dit plaasvind. My laaste skrifgedeelte vir hierdie gedeelte is 1 Johannes 3 vers 2. Johannes, dis nie die Johannes die doper nie, dis die Johannes die apostel. Hy sê, geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dis nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Maar ons weet dat wanneer Jesus kom, ons soos hy sal wees. En ons sal hom sien soos hy werklik is. Dis 'n wonderlike skrifgedeelte. Johannes self het buite in Openbaring nie baie gepraat oor die eindtye nie. Maar wat hy wel sê hierso is, wanneer Jesus terugkom, en wanneer ons dan nou volgens Paulus in die lig opgeraap, weggeraap gaan word, om saam met Jesus in die hemelruim te wees, dan gaan ons wees soos hy is, soos wat Jesus is. Met ander woorde, ons gaan die onverganklike liggame hê, die verheerlikte liggame, gaan ons dan hê in daai oomblik. En ons sal Jesus, God sien,
soos wat hy werklik is. Dis 'n wonderlike idee, is 'n wonderlike ding om in gedagte te hou vir ons as Christene. Dankie dat julle saam gekyk het. Deel 2 van die wegraping. Daar kom definitief nog 'n laaste gedeelte, deel 3, waar ons bietjie gaan kyk na die omstandighede in Openbaring. Van my kant af, oor die wegraping, dis wat die Bybel sê.